welkom by ons bietjie hoop vir die oggend. Een van die dinge wat ons so maklik vergeet is dat dit wat in ons inkom, is dit wat ook 'n effek het, wat ons ingaan, is dit wat 'n effek het op ons lewe, op hoe ons leef, op hoe ons is, op wie ons is. En dit is die waarheid, as 'n mens gaan kyk byvoorbeeld na kos, na dit wat jy eet, gesonder jy eet, hoe gesonder jy leef, hoe beter leef jy, gesonder lewenswyse het jy. En as ons gaan kyk daarna, dan sien ons ook dat dit wat jy toelaat, om in jou oë en in jou ore in te gaan, het ook 'n effek op wie ons is, op wat ons doen, op waarmee ons besig is. Wanneer ons besig toelaat om net na slegte goed of oorheersende slegte goed te kyk, heeltyd negatiewe goed te hoor, dan is dit ook waaruit ons lewe bestaan. Is dit waarop ons fokus, is dit wat maak dat dit rondom ons kring is, wat deel is van wie ons is. En dis maklik dat sulke goed gebeur. Dis maklik dat ons so toelaat dat hierdie negatiewe goed in ons inkom, die goed wat ons oorheers, die goed wat maak dat ons sukkel, sonder dat ons dit agterkom. Want ons sien dit op Facebook, ons sien dit op Instagram, ons sien dit op die televisie, ons sien dit as ons nuus luister. Ons hoor dit ook baie keer op die radio, en so ook by ons vriende. Breinkenners meen, dat as jy vir 30 minute of meer op 'n dag, aan ander se gekla blootgestel word, dan word jou brein se vermoë om probleme op te los aangetas. Dan strem jy jouself, keer jy jouself om te kan ten volle funksioneer. Dit is die effek wat negativiteit, wat slegte goeders op ons lewe het. En Spreuke 27 vers 19 sê iets hiervan. Hy sê, soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, soos jy daai weerkaatsing sien, so sien jy jouself in wat jy dink. Ons raak, as ons kyk na dit wat mense sê, dit wat mense se gedagtes is, hoe hulle dink, dan sien ons wie hulle is. Wie ons word duidelik in dit wat ons dink, in dit wat ons doen. Want dit wat ons aan dink, is dit wat in ons hart gaan lê. En dit wat in ons hart gaan lê, is op die einde ook dit waaroor ons praat, dit waaruit ons leef. En as ons kyk na hoop, dan moet ons bewus wees daarvan, dat hoop nie net kom van ons omstandighede nie. Hoop kom nie net as ek kan sien, maar iets goed is aan die gebeur nie. Hoop is ook dit waarop ons fokus. Dit wat ons hoor, dit wat ons sien, dit wat ons beleef. Want ons denke bepaal baie van dit wat ons ook beleef. Dit wat ons optrede is. Paulus sê so mooi in Filippense 4 vers 8, as hy sê, maar kom ons fokus op dit wat goed is, rein is, edel is, prysenswaardig is. Rig julle gedagtes op hom. Kom ons doen dit sodat ons God kan verheerlik, nie net in dit wat ons doen nie, maar in ons gedagtes, sodat dit ons optrede kan verander. Moenie net jou hart gehoorsaam maak nie, maar doen dieselfde met jou kop. Oefen jou kop om te fokus op dit wat God sê. Een van die maniere om dit te doen, is om te besef wie die Here is, wat hy vir ons doen, wat hy vir ons beteken. Sodat ons die slegte goed wat gebeur kan stop, grense kan stel en kan sê, maar weet jy wat, daar is goeie goed in die lewe ook. Dawid is een van dies wat dit vir ons wys. In Psalm 103 kom skryf hy en kom herinner hy homself en so ook vir ons om te sê, maar dit is wat God vir ons doen. Psalm 103 begin en hy sê, ek wil die Here loof. Ek wil hom loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergewe nie. En dan gee hy redes vir lof. Redes hoekom hy dit kan doen. Want hy het my sondes vergewe. Hy wat al my siekte genees. Hy wat my red van die graf. Hy wat my met liefde en ontferming kroon. Hy wat my die goeie laat geniet in oorvloed. Wat my die jeugdige krag van die arend skenk. God wat kom en ook iets gee om vir ons om oor positief te wees. En daarom dan ook die uitdaging hiermee, kom ons probeer om nie net die negatiewe raak te sien nie, maar maak 'n punt daarvan om ook hoop te sien, om hoop aan ander te bring. Want deur dit te doen, bring ons 'n lig en skyn ons ook in die wêreld, sodat die wêreld kan sien ons is anders. Maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie, ons is anders. Daarom gaan probeer en gaan sluit jou gesprekke af met iets positief. Maak 'n punt daarvan om nie net die negatiewe raak te sien nie. En gaan deel dit ook met die mense om jou.
As ons die Here loof, dan loof ons dit nie oor hoe ons voel nie, maar ons doen dit omdat ons weet wie hy is. En daarom al is ons stikkend, al is ons gebroken, kom ons hou aan om in die wêreld uit te gaan, om daar waar ons tussen ons familie, ons vriende is, tussen ons werkers, tussen die mense in ons gemeenskap, kom ons hou aan om ook 'n lig te wees vir hulle, om hoop te bring, deur nie net die negatiewe raak te sien nie, maar om ook God se grootheid raak te sien, om saam met Dawid te kan sê, ek wil die Here loof met alles wat ek is. Mag u werklik 'n dag hê waar u die Here kan loof vir dit wat hy in die lewe doen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in gebrokenheid voor u kan kom sit en kan sê, maar ek wil u loof met my hele hart. En Vader, as dinge moeilik is, dan kom vra ons dat u vir ons daai lof op 'n ander manier sal gee, dat u vir ons sal voorberei op dit wat gaan kom. Vader, laat u ons altyd sal iets gee om voor positief te wees, dat ons so ook die lig kan uitdra. Maak ons mense wat anders is, wat hoopvol is, mense wat in 'n hopelose wêreld iets anders bied, want ons ken ons God en ons leef saam met hom. Gee ons die liefde, die vertroue en die geloof om werklik saam met u hierdie pad te loop en om hoop te bring, so ver soos wat ons kom. Amen.